Waarom het ons as kinders van die Here dikwels so min krag? Hoekom kry ons die indruk dat daar min krag is in die kerk as geheel, min krag om heilig te leef en te getuig? Want ons weet tog dat Jesus in Handelinge 1 vers 8 net voor sy hemelvaart hierdie wonderlike belofte gemaak het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die eindes van die aarde. Nou ons weet reeds in Lukas 24 vers 49 maak Jesus melding van 'n belofte van die Vader. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Julle moet in die stad, dis nou Jerusalem, bly, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. En hierdie belofte, wat Jesus sê van die Vader, wat hy sal stuur, is natuurlik die belofte van die Heilige Gees, waarvan hy ook in Handeling 1 vers 8 praat. Nou dit is 'n basiese vertrekpunt, dat die lewende God is 'n God wat beloftes aan mense maak. Hy hoef dit natuurlik nie te doen nie, maar hy besluit en hy kies om so by mense betrokke te wees, en spesifiek in terme van die maak van beloftes. En omdat hy God is, en nie 'n mens wat kan lieg nie, is sy beloftes waar. Altyd waar. God hou sy woord. Hy kan nie vals wees nie. Nou, ek en jy weet dit. En ons glo dit tog. Maar weet jy, daar's tog 'n probleem. Want hoekom ervaar ons nie altyd die vervulling van God se beloftes in ons eie lewens en in die lewe van die kerk in die algemeen nie? Of hoekom ervaar ons dit so min? En dan nou spesifiek hierdie baie belangrike belofte van die werking van die Heilige Gees en die krag wat hy vir ons gee. Dis asof daar dikwels so 'n gaping is, 'n teenstrydigheid tussen wat ons in die Bybel lees wat God beloof en dit wat ek en jy prakties ervaar. Hoekom is dit so? Waar lê die fout? Bedoel God dan nie altyd sy beloftes nie? Of is daar iets by onsself wat skort? Kom ons kyk net eers bietjie so vinnig terug deur die geskiedenis. God maak beloftes. Dink maar kort daarna die sondeval, kry ons die sogenaamde moederbelofte, Genesis 3 vers 15, waar die oorwinning, die vermorseling van die slang aangekondig word. Dan veral belangrik, die belofte aan Noag, die belofte aan Abraham. Hy sal 'n groot nageslag hê, hy sal 'n land kry en deur sy nageslag sal alle nasies geseën word. Ja, selfs in die donkerste tye het God se beloftes vasgestaan. Dis aangrypend as ons lees daar in die tyd toe die volk in Egipte slawe was, dan lees ons dat God gedink het aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. En hy het sy belofte in werking gestel deur hulle uit Egipte uit te lei deur Moses. En so was daar nog donker tye, en die donkerste tyd was seker die ballingskap. En dan kry ons weer God se beloftes van 'n terugkeer na die land. En daarmee saam die groot heerlike belofte van die nuwe verbond. Nou, een van die grootste aspekte in die konteks van die belofte raak aan die nuwe verbond,
is juis die belofte van die Heilige Gees. Natuurlik, die Heilige Gees was altyd daar. Hy is deel van God drie-enig. Hy was altyd werksaam op aarde, reeds by die skepping. Maar die belofte van die nuwe verbond was dat in die tyd van die nuwe verbond, wat aangebreek het in Jesus, sal die Heilige Gees op ongekende groot skaal werk en kragtig teenwoordig wees in elke kind van God. Een so 'n voorbeeld kry ons in Esegiel 36, waar die Here sê, ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. En die gevolg sal wees, ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Dis nou maar een voorbeeld. Ook die profeet Joël het uitvoerig gepraat, spesifiek oor die koms en die werk van die Heilige Gees. En Petrus self haal op Pinksterdag ook hierdie gedeelte aan, in Joël 2, na hierdie dinge sal ek my gees uitstort op alle mense. Jy sien, hier is 'n oorvloedige werking ter sprake. Dan sal julle seuns en julle dogters profeteer, julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Selfs op die slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort. En nou hier in Handelinge 1, hier net voor die hemelvaart, herinner Jesus sy disippels aan die belofte van die Heilige Gees. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Net so terloops, hierdie belofte hier in Handeling 1 vers 8 is eintlik 'n samevoeging ook van verskeie elemente wat ons spesifiek in die profeseë van Jesaja kry. Maar ek wil net op 2 fasette jou aandag vestig. Ons binne die nuwe verbond sal krag ontvang as die Heilige Gees oor ons kom en ons sal getuies wees tot aan die einde van die aarde. Nou, ons gaan nie vandag in detail op hierdie belofte ingaan nie, maar ek wil graag konsentreer op die een vraag. Hoe het en hoe word hierdie belofte prakties waar? Hoe word dit 'n werklikheid? En kom ons kyk dan terug na wat gebeur het, want ons kry die antwoord in Handelinge 1 vers 14. Hulle, dis nou die apostels, wie se name ook daar genoem word, het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. Hier is die sleutel. Eendragtige gesamentlike gebed. God bring sy beloftes in vervulling wanneer sy kinders gelowig en volhardend tot hom roep in die gebed. Dis wat in Handelinge gebeur het. Dis die patroon wat ons in Handelinge kry. Ja, terwyl die gelowiges bidend by mekaar was,
is die Heilige Gees toe inderdaad uitgestort soos Jesus beloof het. En ons lees daarvan, dis die bekende verhaal van Pinksterdag in Handelinge 2 vanaf vers 1. Geliefdes, die punt wat ek graag wil maak is, God beloof die oorvloedige werking van die Heilige Gees. Jesus herhaal hierdie belofte direk aan sy disippels. Maar dit gaan eers in vervulling. Dit word eers 'n werklikheid, toe sy volgelinge volhardend in gebed saam was. Nou ons weet, dat wat met Pinkster gebeur het, 'n unieke, eenmalige gebeurtenis was. Die Heilige Gees is eenmalig na die kerk gestuur soos Jesus dit beloof het. Maar dit het ook 'n uitkringende effek, soos golwe wat uitkring. Dwars deur die geskiedenis kom daar tye, was daar tye en het daar tye gekom wanneer die Gees besonder kragtig werksaam was in antwoord op gebed. Mens kan sê tye wanneer daar 'n vars besoeking, 'n diep werk van die Heilige Gees was. En ons kry so 'n voorbeeld in Handelinge self. As jy saam met my wil blaai na Handelinge 4 vers 31. Dis nou nadat Petrus en Johannes daar voor die Joodse raad verskyn het en hulle gedreig is en hulle toe teruggekom het by die gelowiges, en dan lees ons terwyl hulle gebid het. In die voorafgaande gedeeltes word vir ons die gebed mooi uitgeskryf. Terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskud en almal is vervul met die Heilige Gees. En wat was die gevolg? En het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Kan jy sien wat hier gebeur? Hierdie disippels, wat reeds die diep werk van die Heilige Gees ervaar het op Pinksterdag, hulle beleef hier, terwyl hulle bid, 'n nuwe vars werking van die Heilige Gees, wat hulle opnuut bekragtig om weer voluit en met vrymoedigheid die woord te bring. Dis waaroor ek wil hê ons moet nadink. Daar is 'n direkte verband tussen die werk van die Heilige Gees, die belewenis van die Heilige Gees en gebed. Nou Lukas, wat soos jy sal weet die skrywer van Handelinge is en ook van die Lukas evangelie, het dit reeds al in sy evangelie beklemtoon. As hy oor die gebed praat, en dis daardie gedeelte wat die Here Jesus sy mense uitdaag, vra, vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop, sal oopgemaak word. En dan gaan hy aan en sê, watter pa onder julle sal as sy seun om 'n vis vra, om 'n slang in plaas van 'n vis gee, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee. En hoor dan, wat sê Jesus in vers 13? As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee vir hulle wat hom vra. Jesus se punt hier is dat ons met vrymoedigheid aanhou moet vra, en dat ons hemelse Vader vir ons die heel beste wil gee. En weet jy wat?
Die heel beste van sy gawes is die Heilige Gees self. Ek wonder of ons dit besef. Ek wonder of dit die fokus is van ons gebede, spesifiek as ons vra. Wat begeer ons bo alles? Volgens Jesus self is die belewenis, die diepe werking van die Heilige Gees, die toppunt van gebedsverhoring. En dit wat Jesus hier in vooruitsig gestel het in Lukas 11, sy lering in Lukas 11, dis dan nou inderdaad wat gebeur het in Handelinge hoofstuk 1 en 2. En nou kan ons gaan kyk na die res van die boek Handelinge en dit wys hoe die koms van die Gees daartoe gelei het dat die disippels inderdaad getuies was van Jerusalem, Judea, Samaria, tot uiteindelik in Rome, die middelpunt van die destydse wêreld, die hoofstad van die Romeinse Ryk. En Paulus het 'n baie groot rol daarin gespeel. Maar is baie belangrik om nog steeds te besef die praktiese, deurslaggewende rol wat gebed deurgaans gespeel het. Ons het gesê, Paulus het 'n baie belangrike funksie vervul in die uitdra van die evangelie na die hele wêreld. En waar het Paulus sy reise nou eintlik begin? Spesifiek sy sendingreise. Ons kry die antwoord daar in Handelinge 13. In die plaaslike gemeente in Antiochië was daar profete en leermeesters, onder andere Barnabas, Simeon bekend as Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, 'n jeugvriend van Herodes, die tetrarg, en Saulus, dit is nou Paulus. So 'n groot verskeidenheid van leiers in hierdie gemeente. Toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê, sonder Barnabas en Saulus van my af, vir die werk waartoe ek hulle geroep het. Toe die gemeente klaar gevas en gebid het, het hulle die hande opgelê en weggestuur. Hier sien ons weer eens die noue verband tussen volhardende, ernstige gebed en die werking, die leiding van die Heilige Gees. Dis toe hierdie gemeente bidend die aangesig van die Here gesoek het. Toe bring die Heilige Gees hulle as ware in beweging. En dit was die begin van 'n groot sending uitreik, wat uiteindelik tot in Rome sou strek. Die Heilige Gees bring die kerk in beweging. Bring die kinders van God tot aksie, wanneer daar gebid word. En dit het nie net hier in Handelinge gebeur nie, dit het soveel kere in die geskiedenis gebeur. Ook in ons eie land, dink maar aan die bidure in die tyd van Dominee van der Lingen en Andrew Murray en die heerlike gevolge wat dit gehad het vir die kerk en vir sendingwerk spesifiek ook. Geliefde, verlang jy na die kragtige werk van die Heilige Gees in jou lewe? Verlang jy dat die Heilige Gees jou oorwinning oor sonde sal gee en dat die Heilige Gees jou sal bekragtig om jou 'n getuie te maak? Verlang jy daarna om die vreugde van die Heilige Gees te ondervind, ook in moeilike tye, in die tye van versoeking en beproewings en toetse? Bid. Bid sonder ophou. Volhard in die gebed, daar in jou binnekamer. Maar
Dit lyk my ook volgens hierdie gedeeltes dat gesamentlike gebed geweldig kragtig is en belangrik is vir ons Here. Daar waar ons saam stem, daar antwoord hy ons gebede. Deur gebed kom die beloftes van God in werking. Dis hoe God werk. Hy wil hê dat ons hom aan sy beloftes sal herinner. Dit is hoe hy dit bepaal het. Hy wil hê dat sy kinders van hom afhanklik sal wees. Hy maak ons betrokke by die inwerkingstelling van sy beloftes. Ons kry dit reeds in die Ou Testament, Jesaja 62 vers 6, waar hy sê, julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julle self geen rus nie. Ons moet God as ware aanhou pla, in aanhalingstekens, met ons gebede. Ons moet hom nie 'n oomblik met rus laat nie. Ja, ons bid nie ons eie storie, ons eie begeertes, ons eie plan en agenda nie. Ons bid volgens die beloftes van God. Ons kry die treffende voorbeeld in Daniël hoofstuk 9, hoe Daniël gelees het van die 70 jaar wat Jerusalem verlate sou wees en hoe die Here daarna die lot van die stad sou verander. En omdat hy dit in die skrif gelees het, pleit hy by die Here om sy beloftes waar te maak. Dit is 'n feit, geliefde, God maak heerlike beloftes. En die wonderlikste belofte is die teenwoordigheid en die werking van die Heilige Gees, die Parakleet, die Trooster, die Helper. Die tragiese is, so dikwels mis ons sy teenwoordigheid, sy krag, sy troos. Ja, ons het die rykdom van God se beloftes, maar ons bly jammerlik geestelik arm ten spyte van hierdie beloftes, omdat ons nie bid nie. En ons moet dit sê met groot hartseer. En ja, biddeloosheid is maar eintlik net 'n bewys van ongeloof. Kom ons moedig mekaar aan. Gaan ek en jy werklik met erns, gelowig, volhardend bid. So sal ons die heerlike werking van die Heilige Gees ervaar.